dankie dat ons weet, U alleen is waardig, dankie dat ons weet, U alleen is werd om al die aanbidding te ontvang vanoggend in die plek, Jesus. Papa Vader, ons kom net vanoggend en kom raak rustig by U voete, Here, ons wil net by U voete val vanoggend, ons wil net vanoggend sê, Here, hier is ons, Here, seën ons en lei ons vanoggend, Here Jesus, wees U die papa van ons hart, Here, wees U die een wat vir ons die weg wys, Here Jesus. Want daar is niemand soos U, Here Jesus. Dankie, Here, vir die genade op genade, dankie dat ek weet dat my God in beheer is vanoggend, dat U die een is wat aan die troon sit, Here Jesus. So, Here Jesus, vanoggend wil ek net by U voete kom stil. Vanoggend wil ek net U hart kom hoor en U stem kom hoor, Here Jesus. Want ek het U nodig, Jesus. Dankie vir elke persoon wat vanoggend deur U is, met hulle hart oop is, Here Jesus, wat hulle hart oop gemaak het om te kom ontvang, Here, wat U vir hulle wil gee, Here Jesus. Here Vader, U is die Papa, U is die Koning van die konings, U is die Here van die heerskappers, U is die Almagtige. En daar is niemand soos U. En ek wil net vir U dankie sê. Here, dankie dat U vanoggend hier is. Dankie dat U vanoggend in my hart en in my lewe en in my deel van my bestaan is vanoggend, Here Jesus. En so ook van elke persoon wat vanoggend hier staan, Here Jesus. Ons eer en ons loof en ons prys U naam in Jesus naam alleen. Amen. Baie dankie dat jy julle sitplek neem. Vanoggend het ek eintlik baie op my hart en ek weet eintlik hoe om dit in woorde om te sit nie. So ek gaan regtig vanoggend die Here vertrou om net beheer te vat van wat ek wil sê en miskien is dit om vir iemand net weer nuwe hoop te gee en nuwe moed te gee. So ek wil begin by iets wat gister gebeur het. Gister toe is ons daar by die rugby en dit was so amazing om actually te beleef wat ek beleef het. En dit gaan, daar's 'n hartseer gedeelte en nie, maar daar's ook die goeie gedeelte en ek wil net op die goeie gedeelte kom. So ons sit toe op die rugbyveld en of langs die rugbyveld en daar's rugby wat gespeel word. En een van ons eerste span seuns kry baie seer. Hy is soos in amper lights out. Ons weet nie wat het gebeur nie. Hy lê net daar en die eerste ding wat ek as 'n pa doen, ek kyk waar is my seun. Ek kyk waar is Edwin. En ek weet dis nie hy wat speel nie, maar ek dink net, Here, hoe sou ek gevoel het? Want hier agter, ek het nie geweet wie is die ma en die pa van die kind nie. Ek weet nie wie is die kind wat daar lê op daai stadium, ek het eers later gesien wie dit is. Toe die ma en pa afstorm toe besef ek wie se kind dit is. En hulle storm, die ma's daar en ek kan sien hierdie mamma, want dis maar 'n mamma. Sy raak hysteries. Sy wil net, as sy kan, sal sy bo op die veld wees om by haar kind uit te kom. Die papa is net so, hy weet eintlik wat ek kan toe om te hardloop. En hier lê hierdie seun, maar soos 'n lights out, ek kyk of hy nie eers, die liggies is nie daar nie, daar's niks. En daar sit 2 dogters agter ons. Een is in matriek, en een is in graad 11 van my seun se ouderdom. En ek hoor die meisiekind haar ma bel en sê, mamma bid. Die ouetjie het seer gekry. En ek soos, wanneer laas het jy gehoor dat 'n graad 11 kind sê, mamma bid, want maatjie het seer gekry. En ek hoor hoe sy dit sê en ek dink, hoe amazing is dit? Dis eintlik ons Vader hart en op Vader se hart is dat ons vir mekaar so moet omgee in sulke tye dat ons vir mekaar kan bid, dat ons mekaar kan ondersteun en daar kan wees vir mekaar. En ons is nou hier op die of ons was toe nou op die vooraand van Vadersdag en ek hoor die Here sê, weet jy wat, dis my hart vir my kinders. Dat mense mekaar sal ondersteun en opbou en nie afbreek nie, dat mekaar sal moed inpraat en nie, maar in elk geval, en hierdie kind bid en ek begin bid en ek sien nou toe net bid en ons sit net daar, ons bid vir hierdie kind, want jy weet nie wat is fout nie. En ek moet sê, dis die vinnigste in my lewe wat ek al noodhulp gesien het op daai tannie met haar lyfie en ek weet sy het nie die maarste lyfie nie, ek beloof julle,
wat ek weer sien, toe lees sy voor daai kind, en sy begin met hom praat, en ek weet nie wat als nie, en sy order net almal rond, sy is seker maar die main chief en boel, wat ook al in die hele situasie, maar sy order almal net rond. En die mamma sien ek, en ek dink die mamma het in 2 tree tot onder gekom, eventually, die pa is daar af, en dis chaos, en die sissie sit hier langs my, en ek besef toe later, en die sissie sit langs my eindelijk ons, want hy is so klein hondjie daar. Sy weet nie eindelijk, wat sy met die hondjie doen nie, en die 2 meisies agter my, sy gee die hond vir hulle, maar hy is net daar af, en ek besef nie wat, het is so amazing om te sien, hoe mense kan saamstaan, weet, en soos ek sê, dat meisie met bid op pa, en allemaal bid, en ons sit daar bid, en ek bid, en my vrou bid, en ek begin met myself besef, hoe amazing dit is, om die Here te dien, wat hy kan in wonderwerk doen, en dan weet jy nie wat is fout, en eventually dra hulle die jong man af, sy spanmaats kom, en hulle hardloop, en vat hom, daar gaan hulle met hom, en hulle is met hom in die, seker maar soos hulle in Middelp area in, en ek verwag enige oomblik dat die ambulans gaan opdaag om die kind weg te vat. En seker 10 minute later kom een van die onderwysers van die skool en hy sê hy is fyn, nie stres. Ek raak so rustig. En ek sê, kyk, maar daar loop die jong man. En ek glo my hartog, weet jy wat, al was dit net, dit het my laat besef hoe God se hart vir sy kinders is. Net soos wat daai ma en pa se hart vir sy kinders is. Ons wil die beste vir ons kinders hê. Okay? Ek wil die beste vir my kinders hê. Jy wil die beste vir jou kinders hê. So wat is die beste? Jy as pappa, en dit eintlik hoekom ek, nie net as pappa nie, maar as mamma, maar die voorbeeld stel vir jou kinders om die beste te hê in die lewe. Sodat hulle gaan verstaan. So ek wil vanoggend, gaan jy my kom help. Ek het jou hulp nodig, vanoggend gaan jy my assistent wees. So kom help my gou hierso. So okay, jy doen net wat ek vir jou sê. Okay, jy doen net wat ek vir jou sê. Arms op. Okay, dis net begoed. Ja, maar ek gaan jou gebruik. Hy gaan God wees vanoggend. Okay, ek gaan hom gebruik as God vanoggend. En ek gaan nie stoute sientjie wees, ek hou van hom stout wees, so ek gaan stout wees, en so. Maar ek wil nou hê, wanneer ons God in ons lewe het, volg God ons, jy moet nou saam met my doen, God is by my. So God weet, as ek en jy ons harte vir Jesus gee, of vir God gee, dan is hy hier by my. Oor ons wel, ek gaan God saam met my, reg? Ek kan nie, okay, jy staan nou nie keer so. Ek kan nie sê, ek ken God, maar God is daar nie. Dan het ek geen verhouding met my God nie. Dan kan ek nie sê ek ken hom nie. Wie is hy? Maar as ek God ken en regtig 'n verhouding met God wil hê, dan wil ek hê God saam met my oor ons te gaan. So dit maak nie saak of ek by die skool is, dit maak nie saak of ek by die werk is nie, dit maak nie of ek saak of ek in 'n winkelsentrum is nie. My God moet asseblief net saam met my gaan, want ek is bang as hy nie by my is nie. Okay. Maar as hy by my is, dan voel ek veilig. So jy as papa en mamma, en dan gaan ek nou maar papa en mamma, dan is dit papa dag, papas en mamas, jy het God by jou, okay? So jy laat God uitstraal na die wêreld toe, deur jou. So as ek nie vir God by my het, wag, gaan jy eers 'n bietjie soen toe God, dan wat dan? Hoe kan ek sê ek het gesoliseer? Hoe kan ek sê ek het God in my hart? Hoe kan ek sê ek het lewe God? Dit is so maklik. Ek en jy wil ons die wêreld ingaan. Ons wil ons gaan explore. That without God. Ek en jy wil God net gebruik wanneer ons hom nodig het. Sorry. Ek wil jou net gebruik wanneer ek jou nodig het. Wanneer ek jou nodig het, wil ek jy moet veilig hier by my wees. But otherwise, you must be there. So, my vraag aan jou vanoggend is, terwyl hy daar staan is, hoe hanteer jy God vanoggend? Waar is God in jou lewe vanoggend? As jy by die huis is God by jou.
Stel jy 'n voorbeeld vir jou kinders oor God. En ons almal is menslik en ons val. En ek dink dis hoekom my vrou gister nou die woorde gebruik het, wat sy gebruik het, is, want ons is mens, ons word kwaad. Ek het nogal, juist gisteraand het ek op 'n stadium toe sê ek vir, ek word so kwaad partykeer as ek hier voor staan, en ek sien die mense het net sulke uitdrukkings wat nie luister as ek met hulle praat nie, dat ek op sulke paar vroeg gevleelde woorde wil bysit, net om vir hulle te verduidelik hoe pragtig dat God is en wie dien hulle, want hulle is gevlek. Sorry, eerder hierdie kant toe dan. God, kom maar hier, kom by my, kom staan by my. Ek love my God, okay? Ek love God. So as ek God lief het, wil ek God by my hê. So jy wat daar 'n voorbeeld by die huis is, mamas en papas, sal jy alles waarmee jy besig is, God by jou hê? Wil jy die voorbeeld wees vir die wêreld? Ek moet 'n voorbeeld vir my kinders wees, reg? Jy moet 'n voorbeeld vir jou kinders wees. En as ek nie 'n voorbeeld kan wees nie, as ek nie God kan toelaat waar ek is nie, then you're busy with the wrong stuff. As ek nie God hier, so, kan styf vasdruk, en dan doodruk nie, dan moet jy weet, ek word hom. Daar is iets fout. Ek sê vir jou, dankie ek gaan sê, jy het jou awesome dom gedoen. Awesome dom. En dis wat God wil hê. Hy wil hê, jy moet soos wat ek nou op amper op, ek het nie gedoen, ek gaan nie my gewig kan, maar ek wil eintlik op hom spring so. Dis hoe amazing God se liefde vir ons is. Hy wil binne in jou wees, hy wil by jou wees, oral waar jy gaan, oral wat jy doen, moet God by jou wees. Okay? So ek wil nou vir julle, is baie bekende 2 stories vanoggend, of gedeeltes uit die Bybel, nie stories, gedeeltes uit die Bybel. En die eerste een is die gelykenis van die verlore skaap. Lukas 15, nou gaan my vra nou, hierdie pastoor is omtrent van die pad, want ek kom nou by die verlore skaap uit, julle gaan nou verstaan hoe praat ons oor die verlore skaap uit. Lukas 15. Die tollenaars en die sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus toe te kom luister. Hierteen het die fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Sê nou een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en tel hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was weer gekry. Ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor die 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie. So, Jesus het die gelykenis vertel van die verlore skaap, waar Jesus agter een persoon aangegaan het, basies, om gered te word. En ek as 'n kind, kyk, 'n kind redeneer ons nog anders, ons hoor baie, ons van die 99, en ek jy sê, Jesus, hoe dom is jy nou? Jy gaan agter 99 aan, of jy los die 99 vir daai ou verlore enetjie wat nou daar, laat hom maar gaan, hy het op die pad byster geraak het, totdat jy daai verlore ene is, wat gered moet word, okay? Dan wens jy, God wil by jou wees, dan is dit soos daai wat ek nou, en begryp en boop om geklim het en hom vasgedruk het, dan is dit wanneer jy God by jou wil hê, dan is dit fyn. Maar hoekom is die wêreld so geneig in hierdie tyd, dat ons selfgesentreerd geword het, dat ons nie worry oor die mense om ons nie.
Ons as ouers, waarom beteken nie so ons kinders en ons waarom nie so ons vrou nie, ons is net by onsself. En vanoggend het ek 'n woord vir iemand, ek weet nog nie wie die ou is of persoon is nie. Maar God sê vanoggend vir jou, hou op worry oor jouself en worry oor die wêreld en die mense om jou, want daai ander 99, die ander mense om jou wat nie fyn is nie, het jou dalk ook nodig. Iemand het jou nodig in die lewe. En as jy dit nie gaan besef dat iemand anders te jou nodig het, verloor jy die hele plot. Onthou, elkeen van ons is hier deur God geskape vir 'n doel en 'n rede. As ek jou moet vanoggend vra, wie is God vir jou? Wat gaan jy aan dink? Wat sê, as ek nou vanoggend 'n mikrofoon voor jou gaan sit en ek gaan vir jou sê, wie is God vanoggend vir jou? Wat beteken die woord God vir jou? Wat gaan jy aan dink? Wil jy moet so 'n bietjie daaroor nadink? Wie is God vanoggend vir jou en jou lewe? Is hy jou skepper? Is hy jou pappa? Is hy die een wat jou voorsiener is? Is hy die een wat jou beskermer is? Is hy die een wat jou deur die moeilike tye dra? Is hy net daar omdat hy daar moet wees en jy gehoor het van hom en jy besef, okay, dis wie is God vanoggend vir jou? Eintlik wat ek nou wou bygesê het is, saam met toe ek en hy saam is, God is my alomteenwoordigende God, reg? God weet alles. So nog voordat jy dit dink of sê, weet God reeds wat jy wil dink of sê. So, gelukkig het hy nie gedoen, ek wil sê. So, omdat ons God in ons lewe het en hy weet wie ons is, kan daar niks wees wat ons eintlik kan skei van sy liefde nie. Reg? So God sal enigiets doen om agter my en jou uit te kom. Want hy het ons lief. Johannes 3:16 sê, want so lief het God die wêreld gehad dat hy die hele wêreld wou red. En daarom het hy sy seun Jesus Christus gestuur, sodat elkeen wat verlore is, gered kan word. So, as ek nou God in 'n neutedop moet opsom, is dit Johannes 3 vers 16. Omdat hy die wêreld lief gehad het, omdat hy my lief gehad het, het hy iemand, het hy sy seun gestuur om my te red. Okay? So ek, as pappa en mamma en wie ook al ek is veronderstel om alles in my vermoë te doen, om die mense vir wie ek lief is, te beskerm, soos God my beskerm. God is daar vir jou. Dis net, hou jy hom daar ver, of hou jy hom hier naby? Jou keuse. En God vra vir jou vanoggend, waar hou jy my in jou lewe? Wat se deel van jou lewe is ek deel van? Die ver deel of die naby deel of die in-between deel? En kom ek verstel vir jou nou sê, die ver deel is die koue deel, die in-between deel is die lou deel, en die by my is die warm deel. En God sê, jy is veronderstel om warm en vol passie en vol vreugde en vrede vir my te wees. En jy moet ophou om te dink dat jy, môre is nog 'n dag, wat as môre nie jou dag is nie? Hou op, jou ophou met die verkeerde dinge van die wêreld, want die wêreld is moeg daarvoor, of God is moeg daarvoor. Hoekom kom jy Sondag kerk? Ek kom Sondag kerk omdat ek by my gewete is. Ja, right. As jy vir daai rede kerk toe kom, bly by die huis. Amen. Sorry. Amen. Kom kerk toe, omdat jy God wil ontmoet. Omdat ek 'n ontmoeting met God wil hê, gedurende praise and worship, of iets, iewers, ek honger na iets, wat groter is as ek kan dit nie op my doen nie. Want God is groter, hy is die almagtige, die alomteenwoordigende God.
So as God die alomteenwoordige, almagtige God is, weet hy in elk geval wat in jou gedagte is, so jy kan my probeer wat die voorstaan kom flous, maar hy kan jou nie gaan hom nie flous nie. En ek bedoel ek nou nie, asseblief nou nie gesê, ja, daai pastoor sê, ek is nou nie op die regte pad as ek in die kerk toe kom nie, dis glad nie wat ek vir jou vertel nie, dis jy sê moet in die kerk is, maar wat ek eintlik vir jou wil sê is, moet nie in die kerk toe kom, net om jou gewete te is nie, want dis die verkeerdste ding wat jy kan doen. Jy moet kerk toe kom, omdat jy juist weet jy nie 'n verhouding met God nie, of jy wil werk aan jou verhouding met God, en nie omdat mamma en papa en boetie en sussie en die Here bedoel gesê jy moet kerk toe kom nie. Ek moet kerk toe kom, want ek wil God ontmoet. Ek het gehoor van die amazing God wat almal dien, en ek wil saam met die mense om my die Here dien. Want as ons dit kan doen, as ons saam as 'n span die Here dien, gaan ons by dieselfde eindpunt uitkom, en dis om die ewige lewe te bereik. My doel is definitief nie om vir jou te vertel jy is oulik nie. My doel hier op aarde is om vir jou te vertel, jy moet jou lewe regkry, want God is op pad om jou te kom haal. En jy sê, ons het jongens, Gryl, jy is nou 11 as ek reg, hè? Ek het my pa wat 82 is, 83. Okay, so ons het hier uitgekerk. Nou, ons het dit almal hier, en te in-betweens. En dit alles beteken, môre kan Gryl nie daar wees nie. Môre kan my pa nie daar wees nie. It doesn't matter. But it is all depending on what your relationship with God will be. So, mamas en papas, ek kom vanoggend met trane in my oë en ek smeek jou. Kom dat jy jou kind in die regte voetspore van God groot maak. Yes, jy is nie perfek nie. Nobody's perfect. The only one that is perfect is God and Him alone. Maar streef daarna. God sê, wees heilig soos wat ek heilig. So dit beteken, ek moet streef om die beste te wees elke dag. En as ek val, te kan erken, ek het 'n geval. Ek het nie gedoen wat ek veronderstel was om vandag te doen. Ons moet so lewe dat ons die wêreld om ons kan verander. Die wêreld is so negatief. Dit is dreiging. Ek het vir Antoinette en gesê, ek kan nie meer die negativiteit in die wêreld doen nie. Dit maak vir my mal. Ek is besig om myself te verloor in dit alles, want hoe? En ek besef net, alwaar ek kan vashou is God. Ek moet vashou aan God en glo en vertrou dat God my gaan nuwe krag gee, en elke keer wanneer ek wil moedeloos raak en iemand se nek omdraai omdat hy so negatief is, positief te wees. En dis maar, dis sê die mense is nie vir jou, en mag ek met jou gaan. Maar ek kan nie die negativiteit doen nie, en ongelukkig is die wêreld negatief. Mense is negatief. Want hulle laat al die negatiewe gif in hulle inkom. En ons almal is doen dit. Ons almal nie. So ek praat nie net van die om ons nie. Ons moet die lig wees. Reg. Hoe kan jy die lig wees as jy negatiewer is as die ou langs jou? Wat in die wêreld is. Maar jy is nou veronderstel om die lig te wees. Stuur knol. Ek wil dit sê. En ek gaan dit sê. As jy
God in jou hart het, is jy nie veronderstel om 'n suurknol te wees. Amen. Ouch, nou. Want dan is ook en jy veronderstel. Nie so kyk nie. Dan is ook en jy veronderstel om die liefde en die lig te straal vir die wêreld. Daar is gesê, if you can't beat them, join them. Ons moet nie die wêreld join nie. Ons moet God join. As jy Jesus in jou hart het, is jy veronderstel om vol joy te wees. Filippense 4 vers 4 sê, verbly jou in die Here. Ja? Net. As jy lag die wêreld saam met jou. As jy huil stoksie alleen, né? Ek gaan nie saam met jou huil nie. Die gelykenis van die verlore seun is nog steeds daar in Lukas 15. Nou, ek wil net gou vir julle 'n stukkie. Julle ken die hele storie van die seuns. Dit was 2 boeties gewees, 'n goeie boetie, 'n stoute boetie gewees. Die goeie boetie het by pappa gebly, die slegte boetie het in die wêreld ingegaan en lekker gelewe, gejol, alles wat hy nie moet nie. En toe dit goed gaan en het goed gegaan en hy het baie chommies gehad, want hy het geld gehad, hè? Jy ken julle daar. Jy ken ons baie mense, as jy geld het, weet almal van jou, as jy nie geld het, weet niemand van jou nie. Hoop, sorry. Ja, weet nie. Okay, maar in geval, dis nou nie daar nie. So, by the way, so Jesus, of nou vertel Jesus van die verlore seun, en die verlore seun kom by, hy verloor alles. En hy kry homself jammer by die varke. En terwyl hy in die varkie sit, en homself jammer kry hy 'n light bulb moment, en hy sê, ek gaan na my vader se huis toe gaan. En hy gaan na sy pa toe, en dis wie God is. Ek sien hoe my pappa daar op sy troon sit, en my aanteer, en kan nie wag dat ek by hom uitkom, en hom moet ontmoet, en met hom praat nie, en elke dag, en nou sit hierdie pappa daar, en hy tuur so oor die aarde uit, en terwyl hy so tuur, sien hy, kom 'n mannetjie aangeloop. Hy sê, maar daai mannetjie lyk ons net soos my seun. En die next moment spring hy op in 'n hartklop. En nou, die stoute seun probeer toe nou verduidelik, ag pappa, ek het droog gemaak, en sorry, en al daai goeters. En al wat die pappa sê is, kom my kind, kom. Dis weer wat 'n regte pappa doen, dis wat 'n regte mamma sê, ek wil jou net by my hê, dis fyn. Jy het droog gemaak, ons almal maak droog, want nobody's perfect. Ek kan val jou soos jy is, jy het 'n fout gemaak. Maar jy het teruggekom huis toe, en dis wat God wil ons by hom in die huis sê. So, hy wag elke liewe dag om van jou te hoor. In 911 te dial en te sê, hier sê pappa, ek wil met jou praat vandag, ek wil net hoor, vir jou sê, hoe amazing is jy, dank dat jy my lief het. Maar ons praat nie met God nie. En God hou net aan wag. Ons moet ophou dat God wag. Ek sê dan ek wil God saam met my vat. Oorals waar ek gaan. As ek links gaan, moet hy saam met my links gaan. As ek regs gaan, moet hy saam met my regs gaan. So waar is hy? En daar sit, of die pa kom kry sy kind en hy stof hom af en sê vir hom, gaan kry vir hom klere, nuwe klere, dat hy mooi kan lyk en want die pa is trots op hom. Maak nie saak of hy droog gemaak het, maak nie saak, en dis hoe amazing God is, hy bly trots op ons, al maak ons foute. Hoor jy wat ek sê? Al maak jy 'n fout, bly God trots op jou en hy wil jou insig, al wat hy sê is, kom net terug na my toe. Besef jy het 'n fout gemaak en dis wat ons nie verdoen. Dis daai om te vergeet, om te erken, ek het 'n fout gemaak. Want ek is nie, ek's net mens.
So, ek maak 'n fout, ek kom by die Vader uit, ek sê, Here, Papa, ek is jammer. Ek is jammer, ek het 'n fout gemaak, ek het droog gemaak. Vergeef my. En dan het jy die ander boetie aan die ander kant. Die ene wat agtergebly het. Die kalmkastige soet ene. Want dis nou hoe ek het sien. Toe die paartjie in die huis aan die gang is, omdat sy boetie terug is, toe sy kwaad. Hoekom gee pa alles vir hom? Hoekom verdien hy dit? Hy moet terugkom, want hoekom? Want hy teruggekom. Want wat as dit jy was wat die verlore een was wat teruggekom het? Sou jy nie dieselfde wil gehad het nie? Sou jy nie dieselfde royal treatment, wil ek amper sê, gehad het, as jou boetie wat nou die royal treatment kry nie? Wat iets in die week gebeur, en my vrou vra vir my so, ewe sarkasties. So ek bespeur 'n bietjie jaloesie. Ek sê, ja, ek is jaloers. Ek gaan nie vir julle die hele storie vertel nie, dis my geheim waaroor het gegaan het, maar ek wil nie vertel. Ek het gesê, ek is jaloers, want ek wil dit ook hê. Hoekom kan ander mense dit kry? Maar ek kan dit kry, want ek soek dit ook. En sy het net vir my gelag, en haar kop geskit. En ek het besef, en dan is ek daai verlore seun boetie wat, in plaas van happy te wees, oor wat die ander persoon, nee, hoekom? Don't be like that, ons moet nie so wees nie. Ons moet opgewonde wees om in die huis van die Here te wees, eerstens. Ons moet opgewonde wees omdat ons God en ons koning leef en regeer en bewind is. En daardeur moet ons so lewe, dat ons die wêreld om ons kan wys hoe amazing hierdie God is wat ons dien. So, in afsluiting tot waar ek vanoggend is. Wat straal jy vir die wêreld uit? Is God jou alomteenwoordigende Papa? Of is hy die Papa wat jy op die kas sit en vir die kas gaan bære, wil ek amper sê, wanneer jy hom nodig het? Yes. Ek kan? Kom staan nie by my. So, gister, toe, dis baseer op die hele preek. So, gister, ek en my het ons motor geloop, en ons was oor die voetgangerspad, en ons sien die Volkswagen, en hy het gestop, gelijk soos, dan is 'n stopstraat, en gelijk soos hy mag vir kap. En so het ons agtergekom, en die skielik reverse die kap. En hy stamp my, maar ek het gedoog, ek gaan dood wees. Maar toe die Here my geseën en 'n wonderwerk gemaak dat ek nog steeds leef. Ek het niks seer gekry. Nie eens 'n voet gebreek, 'n arm, niks of iets. As jy so kan wees en soos 'n kind glo en 'n wonderwerk kan sien. Wat beteken sien wonderwerke? Dan gebeur baie goed. Sien wonderwerke oor enigiemand. En so moet jy vertaal die wonderwerke. Want as jy nie dit vroeg vertel nie, gaan daar 'n einde wees waar dit gaan kom. Maar dis jou doel om te vertel, want hoekom sal die Here jou seën? Om net te vertel vir die mense en te sê, dis nie reg wat jy doen. En so was dit toe okay, en dan die wonderwerk het so aangegaan. Maar daar gebeur baie goed wat ons kan raak sien. Maar baie keer wonder ze niet die raak sien. So kan ons sien dat dit Finally somebody who realizes what I'm trying to say.
wat, as ons soos hierdie jong man kan wees, en ek is so opgewonde omdat hy vanoggend in die kerk is. Okay, nou is die maar die verkeerde een, okay. Ek sê, ons het 'n boodskap wat ek gedoen, so by die huis en dit gaan oor grondgebied en see en jy moet dit indoen. En onder andere verduidelik dit begeleiding. Ek sê vir hom, dit is soos om as jy 100% kry vir die gedisciplineerde te sê, maar ek vertrou die weet vir die volgende 100% of die volgende punt. En so bid ons die oggend en hy sê, wel hy vertrou die vir die volgende 100%. En ek het geskryf en Jesus, ja, ek weet nog kan 100% kry by en denk, maar kijk, ons glo, en krijg vir my stem, 100%, nog 100%, en nog 100%, en ek moet sê, spijt vir ons stellen, wat is 100%. So dis wat ek moet nie sê, met die hond raak, ja, maar so met jou geglo, maar ek nie geglo soos jy. Partykeer weet ons maas, en ons maas en ons paas, dan is ons weet beter. Weet jy wat, dis amazing, want, en weet jy, dis my lekker dat ons die kerk so doen, dat mense kan partykeer net hulle insel, want weet jy wat, ons is net 'n familie, ons is familie hierso. Maar eintlik, wat vir my so amazing is, as ons mekaar kan stig deur die klein dingetjies, en vir mekaar, weet jy wat, om 'n geloof soos 'n kind te hê. Ons moet partykeer daar terugkom om net daai geloof te hê. Maar buiten vir dit, ons moet mekaar dra. So, ek wil jou challenge hierdie week. Terwyl ek hier staan, ervaar ek met die hele wat hier sit, ons is 'n paar hierso. Challenge. Jy moet iemand hier kies. Jy hoef nie net een persoon te kies nie, maar jy kan onder andere een persoon kies. Kies iemand om vir in hierdie week spesiaal in te tree in gebed. Maak nie saak wie dit is nie. Jy gaan nie eers weet iemand tree vir jou in. Jy gaan nie, ek het vir jou gedoen, ek glad nie jy doen dit nie. En as jy nie weet wie die persoon is nie, dan beskryf jy die persoon. God sal weet van wie jy praat, okay? Maar gaan hierdie week en gaan bid vir iemand. In die geheim sal ek maar sê. Onthou net, ons is veronderstel om 'n familie te wees. Ons is veronderstel om kerk te wees. Ons is veronderstel om die voorbeeld te wees. Nou wat as ons wat hier sit, ek weet nie altyd wat in jou lewe gaan nie, jy weet nie wat altyd in my lewe gaan nie. Maar as ons vir mekaar kan bid en mekaar kan, en jy kan vir almal bid as jy wil. Jy kan begin, ek sê, ek het daai en daai, dis jou keuse, maar kies iemand dan. Maar ten minste een persoon. En gaan tree in vir hulle die week, en sit hulle by die voete van Jesus. Baie liedjie wat ons nou gesing het, as ek by die voete val, is so amazing, en partykeer het ons ook net nodig. Die wêreld is negatief, die wêreld maak ons negatief. Maar ek en jy moet die ander ou se arm omhoog hou, deur gebed. Want ek weet nie dalk, dat dit is omdat jy vir my bid, dat ek vandag bietjie meer kans gesien het vir die dag wat voor my is. So as ons nie vir mekaar kan bid, as ons nie familie kan wees nie, ons almal gaan dieselfde God daar bo in die hemel dien. As jy hemel toe gaan jy die Here dien. Amen. So, begin hier. Daai ou wat jy nie like nie, bid vir hom. Dis dalk nie die regte persoon om by te begin. So, ons almal is in 'n stryd, ons almal het hierdie dinge wat ons fight. Kom ons staan saam as gelowiges, as kinders van God, en ons bid. God sê, waar 2 of 3 is, daar is hy. En as God daar is, wat kan hy vir jou doen? Wat kan hy vir die persoon doen vir wie jy bid?
Ons moet saam staan as kinders van God en glo en vertrou dat God die onmoontlike kan doen. Ek wil amper daarin sê, ek het nie my seun so 100% 5 keer in 'n ry vermoë. En dis iets stupids, maar dit is eintlik, vir hom is dit die wêreld. Vir hom was dit belangrik. Vir Greiling was dit die belangrikste ding om 'n punt te bewys. En hy het geglo. En dit wil gaan, om die onmoontlike moontlik te maak. Juist dit wat die vyand sê nie gebeur kan, of wat die vyand vir jou wil sê kan nie gebeur, nie kan gebeur. Okay? En wanneer ons by daai mentaliteit kan kom, wil ek amper sê, wanneer ons kan glo dat dit wat ons, ja, dit is onmoontlik dat dit kan gebeur, maar by God is niks onmoontlik nie. Ek dink dit was Tannie Sari wat in die week vir my so 'n dingetjie gestuur het oor die onmoontlike, ek dink dit is vir 3 goed wat jy moet bid. En dit was op daai stadium wat ek so nodig gehad het. Want ek was moedeloos. En ek kyk hierdie boodskap en ek sê net, dankie Here dat jy getrou is en iemand gestuur het om vir my hier te stuur. So wees getrou, glo in die onmoontlike en kyk wat kan gebeur. So yes, ek en jy moet God elke dag van ons lewe oralste saam met ons neem. En as ons dit kan doen, as ons God of die Here kan saam met ons vat, oralste waar ons gaan ons mos nie skaam wees. Gaan ons mos met vrymoedigheid kan kom by God. Amen. Kom ons sit net so ons bid saam. Hemelse Vader, ek kom vanoggend na U toe met dankbaarheid in my hart en ek wil vanoggend vir U sê, Here, kom vul ons met U Gees, kom vul ons met U hart, Here, kom help ons om hierdie week die ligdraers van die wêreld te wees. Papa Vader, ek bid dat U ons sal seën, ek bid dat U ons sal lei en ons Here nie net, Here, hou ons, gee ons moed wanneer ons nie moed het nie, Here Jesus. Papa Vader, ek bid dat U ons sal dra en ons nuwe krag sal gee, ons nuwe vreugde sal bring, Here, en ons Here sal ontvang met oop arms, net soos U die verlore seun ontvang het, Here, sy pa hom ontvang het, so ontvang U ons elke dag as ons terugkom by U, Here Jesus. Here, vergewe ons van al ons sondes, maar help ons ook om te lewe vir die wêreld op buite. Help ons om dat die wêreld kan sien dat Jesus Christus leef en dat U in beheer is, Here Jesus. Dankie Vader vir alles wat U doen, vir al die genade en al die goedheid en al die guns, Here. Papa Vader, ek bid dat U elke persoon wat hier voor my sit sal seën in hierdie week, Here. Ek bid dat hulle 'n seëning tot die wêreld op buite sal wees en dat hulle die wêreld se ligdraers sal wees, Jesus. Here, dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie dat U vir ons 'n God van onmoontlike is, Here. Kom nou net en vul ons elkeen wat hier sit met U genade en U liefde. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wil net opstaan, maar Greiling het eindelijk met jou aangespoord gemeet. Ja, soos ek sê, ek gaan al gehoorzaam wees, ek nie op in hierdie gebied, en ek gaan die om. As ek nou nog gepraat, Petrus gepraat oor ons moet vir mekaar bid en die afgelope 20 maande is ons besig met 'n besigheidstransaksie. En as die oom en tot vandag toe ken ek hom nog nie. Ek het hom nog nie ontmoet nie. Maar weet julle wat? Daar iets gebeur in die besigheid en die oom het siek geword. Hy is 'n Duitser. Hy bly in Duitsland. Hy het 'n besigheid hier en hy het hierna toe gevlieg om goed te kom sorteer. Die oom het hier siek geword, hy het in 'n koma gegaan. En hy was deel van hierdie besigheidstransaksie en hy het gevra ons moet vir hom bid. As julle kan onthou, het ons 'n doopbad opgesit hierso. En die Here lê met my op my hart om vir 2 persone die wat hier was, het gesien ek 'n papiertjie in die hemsak terwyl ek daar weer loop in die water.
En soos ek julle sê, ek ken nie die oom nie, ek weet net wat sy naam, ek weet nie eers wat is sy van. En ek het vir hy oom ingetree. En die oom kommunikeer toe, hy kom toe by in die hospitaal, en hy kommunikeer, ek wil nie name noem, met iemand. En hy sê, hy het daai aand 8 uur, en dit is wat ons deur die dooppad gegaan het hy weg gesit in sy bed. En weet julle wat is die ding, hy verduidelik, iemand, hy skryf in die brief, of hy kon nie skryf nie, maar hy was van hy kon nog nie skryf nie, maar hy vertel en daar, die tegnologie wat hulle gebruik het is, hy praat op die voordiens en dan skryf hy in die boodskap. Hy skryf, het was een lang man, precies, met blauw oor alles, wie het vir hom die water gehoor is. En, weet julle wat, en ek het nie opgebid vir hom nie. En so die dinge aangegaan, en die oom het toe later beter geword, ek kom toe bietjie loop, en hy is toe uit die hospitaal uit, en wanneer is die oom dood? Die 19de Mei is die oom toe dood. En, maar ek het vir hom ander bly bid in die tydperk. En hierdie week, daar is baie details, maar dit is 'n hele lang storie. Hierdie week kry ek sy dogter kom toe, vlieg toe hierdie kant toe, en sy sê, daar is 'n brief wat haar pa vir my geskryf het. En ek het Vrydag kry ek die brief en ek lees hom en hy sê in die brief van my baie dankie dat ek vir hom ingetree het en by 3 maande tyd gehad om die feitjes en sy kinders uit te sorg. En die Here het daai geleentheid gegee dat hy vrede kan maak met sy kinders voor hy gaan. In die vorige brief het hy vir my geskryf, daar gaan 'n wonderwerk gebeur tussen die 16 en die 20ste. Ek het hy het 'n wonderwerk gebeur, my dogter is gebore. Maar die Here kom daai tyd kom haal. Die 19de kom haal die Here. So dat wonderwerk gebeur. Die brief wat ek nou gekry het, 2 weke terug, of 3 weke terug, leer die Here op my hart, hy sê vir my, kom ons stel so, ons kom bid die maandag, want die maandag gaan kom bid is hier so, en ek sê vir Peter is aan toe net verstaan daar gesê, ek sê nie die naam van Jesus in die kerk nie, ek moet 'n bord maak, ek moet letters maak, en ek moet in die kerk op. Weet jy wat, ek het daar goed wat sny, en daar was 'n fight tussen my en my vrou, en die sides is nie, dit en dat, en dan ooit vir die dag, ek het die goed aan mekaar, sê vir Jean die verf het wit, dat ons het in die kerk opsit. En ons om eers daar gehang, by die doorweg, en toe so kan ons kyk, waar ons om donderdag, op woensdag, ingekom te waar we maken. En in die brief, die oor die brief die 14e geskryf, 14e geskryf, sê hy vir my, Jacques, ek sien wat Jesus se naam met wit letters
bold geskryf in jou hande teen 'n muur. Hoe is nie die Heilige Gees? So ons moet nie opbid vir mekaar nie. Maak nie saak waar jy is nie. Ek het ook vir jou en jou vrou. Ek het eergisteraan ek lê wakker. Die Here werk met my. Hy gaan weer laat opgeroep vandag. In my mond, en ek gaan nie meer begeer. Glo en vertrou, as die dag is hier. Mense moet vas aan die Here. Het vir elkeen van ons. Plek in sy hart. Ons bestemming. Ons tyd, ons weet nie wanneer het is nie. Ek kan nou gebeur. Kom ons bid vir mekaar, kom ons praat mekaar moed in. Het het vir my baie gevat om vandag hier te staan. Ek is nie 'n ou wat ek deel maklik tussen my vriende deel ek het, maar om voor mense te staan. En jongman, dankie dat jy my inspireer het.